Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor voortdurende bekering. Voortdurende bekering en vanoggend is ons skrifgedeelte die 9de hoofstuk van Nehemia. Nehemia hoofstuk 9. En terwyl ons die woord van God oopmaak, kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, dankie Here vir nog 'n dag. Dankie vir hierdie dag by ons lewens gevoeg, sodat ons meer van U kan leer. Here, en vanoggend vra ons dat U ons sal leer oor bekering. Here, daar is so baie mense wat dink bekering is 'n eenmalige gebeurtenis. En hulle besef nie dat dit 'n daaglikse proses is nie. Here, so ek vra weer eens dat elkeen wat sal luister op U besondere manier sal seën, Here, dat die ore sal oop wees, die verstand sal oop wees om te verstaan, en dat mense hierdie boodskap in hulle harte sal bewaar en sal uitleef en sal toepas op hulle lewens. Here, en raak my ook aan, raak my lippe aan, Here, spreek deur my. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, oor 'n bietjie meer as 'n maand is dit 52 jaar gelede wat die Amerikaanse Hooggeregshof dit wettig gemaak het om babas in die baarmoeder dood te maak tot en met geboorte vir basies enige rede. Dit is die bekende Roe versus Wade, Roe v. Wade hofsaak gewees. Maar om dit wettig te maak, het dit nie moreel gemaak in die oë van God, die skepper en die onderhouer van lewe nie. En julle weet, sedertdien is ongeveer 47,5 miljoen menselewens uitgewis. En meestal omdat dit gerieflik was of ongerieflik was vir die moeder om die kind te hê. En ja, ek weet, die saak, die uitspraak is omgekeer deur die Hooggeregshof in Amerika ongeveer 2 jaar gelede, maar in die 2 jaar sedert dit omgekeer is, was daar meer aborsies per jaar as die gemiddeld, terwyl die saak se uitspraak nog geldig was. En dit is tot ons skande as protestante dat die meeste van diegene wat in die pro-lewe beweging werk van Rooms-Katoliek afkomstig is. God het die wyle Francis Schaeffer en Dr. C. Everett Koop gebruik om evangeliese Christene in die laat 1970s tot die stryd op te roep met hulle wat het met die mensdom gebeur seminare. En God het ons tot verskillende bedieninge geroep, ek weet, sodat nie almal van ons vir die pro-lewe saak kan werk nie. Maar het lyk vir my of daar sommige in ons geleedere behoort te wees wat die las van God aanvoel om namens geregtigheid vir die ongeborenes te werk. Sommige moet hulle self toewy aan die hulp van vroue wat moeilike swangerskappe het om hulle babas in die lewe te bring. Maar ons almal, of ons nou geroep is tot die bediening van die pro-lewe saak of nie, moet oor die sonde van aborsie treur en voortdurende bekering voor God demonstreer vir hierdie en vele ander ernstige sondes van ons nasies. Ons begin die Christelike lewe deur bekering en geloof, soos Handelinge 11 vers 18 en 16 vers 31 ons leer. En as ons nie van ons sondes berou het nie, het ons nie werklik in Jesus Christus op 'n reddende manier geglo nie. Kolossense 2 vers 6 leer ons en sê vir ons, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Aangesien ons hom deur bekering en geloof ontvang het, moet ons in bekering en geloof wandel. En voortdurende bekering behoort gelowiges in Christus te kenmerk. En ons sien vanoggend Nehemia 9 moet gekoppel word aan Nehemia hoofstuk 8, waar die mense God se woord gehoor het en in berou geween het, toe hulle besef het hoe ernstig hulle en hulle voorvaders gesondig het. Maar dit was tyd vir 'n fees en daarom het Nehemia en die ander leiers die volk aangespoor om nie te ween nie, maar om te juig en bygevoeg, want die vreugde van die Here is julle beskutting.
Maar nou 2 dae na die einde van die hittefees kom die volk weer by mekaar, hierdie keer met gevas in rouklere en met grond op hulle hoof om hulle hartseer oor hulle sondes uit te spreek. En weer eens word die wet van Moses, wat Moses by die Here gekry het, vir etlike ure gelees en dan bid die Lewiete, miskien gelei deur Esra, in berou en vra God om kennis te neem van hulle onderdanigheid aan 'n vreemde koning in vers 5 tot 38. En saam met Esra 9 en Daniël 9 is dit een van die groot gebede van belydenis in die Bybel. En dis vol ryk instruksie oor wie God is, wie ons is en hoe God genadiglik namens sy volk gewerk het. En hierdie gedeelte vanoggend leer ons dat omdat ons so geneig is tot sonde en omdat God so ryk is in barmhartigheid, moet voortdurende bekering ons lewens kenmerk. En voordat ons die hoofstuk in meer besonderhede bekyk, laat ek net eers herhaal wat ek gesê het toe ons na Nehemia 8 vers 10 gekyk het, wat sê die Here, die vreugde van die Here is julle beskutting. Sommige van julle is van nature meer somber, terwyl sommige van nature meer vrolik en optimisties is. En die meer somber tipes sal veral moet werk aan vreugde in die Here. Maar selfs die optimistiese tipes moet hierdie eienskap kweek, want dit is nie die vreugde van 'n optimistiese persoonlikheid nie, maar die vreugde van die Here wat ons nodig het. En dieselfde waarneming geld vir Nehemia 9. Sommige is van nature geneig om meer introspektief en pligsgetrou te wees, altyd klaand oor hulle onvolmaakhede en sondes, en ander kan ernstige sondes pleeg met skaars 'n steek in die gewete en het sommer afskud met daai glibberige, ons is mos onder genade. As jy die somber tipe is, moet jy waarskynlik gaan kamp opslaan in gedeeltes soos Romeine 8 wat vra, wie sal 'n aanklag inbring teen God se uitverkorenes? God is die een wat regverdig. Wie is die een wat veroordeel? En daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Romeine 8 vers 33 en 34 en ook Romeine 8 vers 1. En as jy die ligsinnige tipe is wat te maklik jou sonde afskud, dan moet jy waarskynlik in gedeeltes soos Nehemia 9 kom kamp opslaan, wat beide persoonlike en korporatiewe sondes bely. Hierdie hoofstuk vanoggend glo ek bring 3 eenvoudige maar belangrike lesse na vore. En eerstens, ons is so geneig tot sonde. In hierdie hoofstuk herhaal nie net die sondes van God se uitverkore volk nie, maar erger nog die sondes van God se uitverkore volk in die aangesig van sy oorvloedige barmhartigheid en genade. Want dit is een ding om herhaaldelik te sondig as jy God nie ken nie, maar dit is veel erger om herhaaldelik te sondig wanneer jy God se genade en liefde al gesmaak het. En Derek Kidner in Ezra en Nehemia Tyndale Old Testament Commentaries merk op, hy sê sonde is oorvloedig, genade is oorvloedig. Maar gedurende hierdie wonderbaarlike pelgrimstog het hulle niks kort gekom nie en niks waardeer nie. En dit is maklik om hierdie verslag van Israel se herhaaldelike sondes te midde van God se oorvloedige genade te lees en te dink, hoe kon daardie Jode so ondankbaar wees? Hoe kon hulle so hardvogtig wees? En dit is ook maklik om hierdie verslag te lees en te dink, hoe kan my maat of my gade so geneig wees tot sonde? Hy of sy lees die Bybel en gaan kerk toe wanneer die Bybel verkondig word. Wat is fout met hom of met haar? En dus slaag ons nie daarin om dit op onsself toe te pas nie. Want ons behoort hierdie hoofstuk te lees en te besef dat ons in die spieël kyk. Want dit beskryf die geneigtheid van my hart. Daar is 'n Engelse liedjie en hierdie is 'n direkte vertaling. Die liedjie is Come Thou Fount of Many Blessings. Daar's gedeelte wat sê geneig om te dwaal, Here, ek voel dit, geneig om God, die God wat ek liefhet, te verlaat. En hou in gedagte dat hierdie gebed van belydenis hier in hoofstuk 9 gevolg het op en voortgevloei het uit die uitgebreide lees van God se woord, soos ons in vers 3 van hoofstuk 9 sien. Want die woord van God openbaar aan ons die ware toestand van ons harte. Want sonde mislei en verblind ons vir ons ware toestand. Ons is geneig om onsself met ander te vergelyk, maar altyd met diegene wat nie heeltemal so goddelik soos ons is nie.
Ons kyk en ons dink, ek is nie soos die ander mense nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10% van alles wat ek verkry. Onthou julle die Fariseer in Lukas 18 vers 11 tot 12. Maar die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtenis van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het, sê Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die Bybel lê die ware toestand van ons harte voor God bloot. En Johannes Calvin begin boek 1 in die kennis van God die Skepper in sy Institutes of the Christian Religion, deur daarop te wys dat soos ons 'n mate van kennis van God opdoen, ons sal sien hoe korrup ons is en hom dus meer soek. En dan skryf hy, weer eens, dit is seker dat die mens nooit 'n duidelike kennis van homself bereik, tensy hy eers na God se aangesig gekyk het en dan van hom afdaal om homself te ondersoek nie. Want ons lyk altyd vir onsself regverdig en opreg en wys en heilig. En hierdie trots is inherent in ons almal, tensy ons deur duidelike bewyse oortuig is van ons eie ongeregtigheid en vuilheid en dwaasheid en onreinheid. En boonop is ons nie so oortuig as ons net na onsself kyk en nie ook na die Here nie, wat die enigste standaard is waar volgens hierdie oordeel gemeet moet word. Nou wil vanmôre vir jou vra, werk jou pad deur Nehemia 9 en sien soos in 'n spieël jou eie hart. Ons weet, God het Israel uit slawerny in Egipte gebring deur sy magtige krag. Maar sodra hulle beproewinge in die woestyn teëgekom het, wou hulle teruggaan na Egipte toe. En selfs al het ons God se verlossing ervaar, is ons almal geneig om te dink wanneer ons ontbering teekom, as dit is hoe God my behandel, dan vergeet dit. Ek was beter daaraan toe ek in die wêreld was. Maar die hoofstuk gaan voort om die oorvloedige seëninge te beskryf wat God vir sy mense voorsien het. Maar ten spyte van al sy goedheid, lees ons, het hulle wederstrewig en opstandig geword teen U en die wet agter hulle rug gewerp, en die profete wat hulle gewaarsku het om hulle na U terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen, sê vers 26. En so het God hulle aan onderdrukkers oorgegee. En toe hulle hom geroep het, het hy hulle genadiglik verlos, net sodat hulle weer kwaad kon doen. En hierdie siklus is baie keer herhaal, soos ons in verse 27 tot 30 sien. En ek wil vra, lees dit weer en sien jou eie hart in die spieël. Ten spyte van God se herhaalde en oorvloedige medelee met my, die sondaar, is ek so geneig om na die dinge van die wêreld te begeer, eerder as om tevrede te wees met die hoogste seën van God self. En ek het dit al genoem, maar daar is 'n paradoks in die Christelike lewe. Hoe langer jy met God wandel, hoe meer godvrugtig word jy. En tog, hoe meer godvrugtig jy word, hoe meer is jy bewus van die verskriklike verdorwenheid van jou eie hart. En dit was nie aan die begin van Paulus se Christelike lewe nie, maar teen die einde, dat hy gesê het in 1 Timoteus 1 vers 15, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Hy het nie gesê, onder wie ek vroeër die vernaamste van almal was nie, maar eerder, ek is die vernaamste van almal, van alle sondaars. Want hoe nader Paulus met God gewandel het na sy volmaakte en na sy volmaakte geregtigheid gestaar het, hoe meer was hy bewus van sy eie sondigheid. Al het hy alreeds in sy daaglikse wandel in heiligheid gegroei. Tog, hoe meer jy God in jou eie hart deur sy woord leer ken, hoe meer sal jy besef hoe geneig jy werklik tot sonde is. En dit sal jou aan die voet van die kruis hou, vertrouend op God se vrye genade. En dit lei ons tot die tweede les, God is so ryk in barmhartigheid. God se oorvloedige genade in die dominante tema van hierdie gebed, sien ons so duidelik. Dit begin deur God in sy glorieryke naam te verheerlik in vers 5, en dan begin dit waar die Bybel dit doen, met God as die almagtige skepper van alles, wat lewe gee aan elke lewende wese. Vers 6 sê, al die lewende, al die engele buig voor hom. Vers 7, God het Abraham gekies om uit Ur van die Galdeërs gelei en hom die naam Abraham gegee.
En die enigste Ou Testamentiese verwysing buite Genesis na God se verandering van Abraham se naam sien ons hier. En dan gaan dit voort, God het 'n verbond met Abraham gesluit om hom en sy nageslag die land Kanaan te gee in vers 8. Verskoon tog. En God het sy volk uit slawerny in Egipte verlos en vir hulle in die woestyn voorsien, verse 9 tot 15. Let daarop dat God die onderwerp en die initieerder dwars deur hierdie verse is. En dan, nadat hulle die arrogansie en hardkoppigheid van die mense vertel het, bid hulle in vers 17, maar U is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en U het hulle nie verlaat nie. Selfs toe hulle die goue kalf gemaak het, sê ons vers 19, het U in die groot barmhartigheid hulle nie in die woestyn verlaat nie. En dit gaan voort om die velige genadige seëninge te lys wat God aan sy ongehoorsame en ondankbare volk gegee het, verse 20 tot 25. En tog, ten spyte van hulle herhaaldelike rebellie, was God se medelee groter, vers 27, vers 28, vers 31. En dit is die groot nuus van die evangelie, dat maak nie saak hoe verskriklik en vreeslik en talryk jou sondes is nie, God se genade is groter. En daar is 'n ou gesang, 'n Engelse gesang, Grace Greater Than Our Sin, deur Julia H. Johnston, en ek het die eerste vers hier vrylik vertaal, wat sê, wonderlike genade van ons liefdevolle Here, genade wat ons sonde en ons skuld oortref, daar op Golgotha se berg uitgestort, daar waar die bloed van die lam vergiet is. Genade, genade, God se genade, genade wat ons binne sal vergewe en reinig, genade, genade, God se genade, genade wat groter is as al ons sonde. En nou mag jy dink, maar julle ken my nie, julle ken nie die omvang van my sondes nie. Dis waar, ek weet dit nie, maar God weet, en hy openbaar homself as 'n God van vergifnis, genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. En jy mag nog steeds dink, maar julle weet nie hoe dikwels ek gesondig het nie, selfs nadat ek Jesus Christus leer ken het. Dis waar, ek weet nie, maar God weet. En hy openbaar homself steeds hier as 'n God wat aanhou vergewe, nie omdat mense verdien om vergewe te word nie, maar eerder ten spyte daarvan dat hulle nie verdien om vergewe te word nie. En hier's twee dinge wat ons hier baie mooi moet verstaan. Eerstens, God se oorvloedige genade is hoofsaaklik sodat hy verheerlik kan word en slegs sekondêr tot ons voordeel. Hierdie gebed verklaar dat God tekens en wonders teen Farao en die Egiptenare gedoen het om 'n naam vir homself te maak in vers 10. En dit weerspieël ook Eksodus 9 vers 16, waar die Here aangaande Farao gesê het, maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. En Paulus herhaal hierdie vers in Romeine 9 vers 18, haal hy aan en dan gaan hy voort om God se soewereiniteit te bevestig deur te sê, so is hy dan barmhartig oor wie hy wil en verhard wie hy wil. En hy sê nie soos baie graag wil hê die vers moet sê, hy is barmhartig oor elkeen wat op Christus vertrou en hy verhard almal wat Christus verwerp nie. Nee, Paulus plaas eerder die rede vir God se gee of weerhouding van genade uitsluitlik op God se welbehae en glad nie op enigiets in die mens nie. En hy ontwikkel dit verder deur te sê dat God as die pottebakker die reg het om die een voorwerp vir eervolle gebruik en 'n ander vir algemene gebruik te maak. En die rede waarom God met groot geduld die voorwerpe van toorn verdra wat vir vernietiging voorberei het, is sodat hy die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy vooraf voorberei het tot heerlikheid kan bekend maak, soos Romeine 9 vers 21 tot 23 vir ons vertel. So met ander woorde wat ek sê, is dat verlossing nie primêr mens gesentreerd is nie. Dit is primêr God gesentreerd. Dis nie hoofsaaklik om ons goed te laat voel nie, dis hoofsaaklik om God goed te laat lyk. En John Piper, wat hierdie tema breedvoerig ontwikkel in sy uitstekende, alhoewel nie maklike boek, God's Passion for His Glory, raak dit ook aan in sy boek vir pastore, Brothers, We Are Not Professionals.
Piper sê dat hy groot gemaak is met die vers, of julle dan eet of drink, of wat julle ook al doen alles tot eer van God. Maar hy sê dit was eers toe hy in die kweekskool met die geskrifte van Jonathan Edwards gekonfronteer is, dat hy met die Bybelse waarheid getref is, dat God die mens, of dat God die mees God-gesentreerde persoon in die heelal is. En hy sê, God se hoofdoel is om God te verheerlik en sy heerlikheid vir ewig te geniet. En Piper verduidelik waarom het so belangrik is. Hy sê, want baie mense is bereid om God gesentreerd te wees, solank hulle voel dat God mensgesentreerd is. En dis 'n subtiele gevaar. Ons mag dink dat ons lewens op God fokus, terwyl ons hom eintlik 'n middel tot selfbeeld maak. En teenoor hierdie gevaar dring ek daarop aan dat u die implikasies oorweeg, dat God sy heerlikheid meer liefhet as ons, en dat dit die fundament van sy liefde vir ons is. En dan na etlike paragrawe waar die skrif demonstreer dat God verlossing vir sy eie onthalwe verrig, skryf Piper, dit is geen geïsoleerde noot in die simfonie van verlossingsgeskiedenis nie. Dit is die steeds herhalende motief van die algenoegsame komponis. Waarom het God ons in liefde voorbestem om sy seuns te wees? Sodat die heerlikheid van sy genade geprys kan word. En dan verwys hy na Efesiërs 1 vers 6, vers 12 en vers 14. En dan sê, waarom het God 'n volk vir homself geskep? Want ek het hulle geskep tot my heerlikheid, sê Jesaja 43 vers 7. Dan sê, waarom het hy uit een klomp voorwerpe van eer en voorwerpe van oneer gemaak? Sodat hy sy toorn kon toon en sy mag kan bekend maak en die rykdom van sy heerlikheid kon openbaar vir die voorwerpe van barmhartigheid, soos Romeine 9 vers 22 en 23 sê. En dan sê Paulus verder, waarom het God Farao verwek en sy hart verhard en Israel met 'n magtige arm verlos, sodat sy wonders oor Farao vermenigvuldig kon word, soos Eksodus 14 vers 4 leer, en dat sy naam oor die hele aarde verkondig kan word, soos ons in Eksodus 9 vers 16 gesien het. En Piper gaan voort met meer skrifgedeeltes om dieselfde waarheid te demonstreer, dat God se mees fundamentele trou aan sy eie heerlikheid is. So moenie vasgevang word in die mensgesentreerdheid van ons tyd, deur te dink dat verlossing hoofsaaklik vir die mens is nie. Verlossing is hoofsaaklik om God te verheerlik. En dit is sekondêr tot ons voordeel. En dan tweedens, God se oorvloedige barmhartigheid kom nie na ons deur enigiets in ons nie, maar deur sy vrye genade in Christus. En hierdie punt vloei uit die vorige een, en is net so prakties. Baie Christene dink dat God se barmhartigheid en genade afhanklik is van ons geloof, of nog erger, van ons werke, terwyl die skrif duidelik verklaar, dat ons geloof en ons werke afhanklik is van God se barmhartigheid en genade. In die bekende hoofstuk 2 van Efesiërs, nadat hy verklaar het dat ons dood was in ons oortredings en sondes, in vers 1 tot 3 sê Paulus, in vers 4 tot 5, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En dan die baie bekende verse 8 tot 9 herhaal hy, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Paulus kon dit nie duideliker stel nie, want dit was toe ons dood was, dat God ons lewend gemaak en ons deur sy genade gered het. Hy skenk ons bekering en reddende geloof as sy gawes, wat ons sien het ook in Handelinge 11 vers 18 en in Filippense 1 vers 29. Redding is geheel en al deur sy genade, niks uit onsself nie. En dit het ook te doen met God se heerlikheid. As enige iets omtrent ons redding in ons gewortel was, dan kon en sou ons roem in wat ons bygedra het. Maar hoeveel kan dooie mense tot hulle opstanding bydra? God het dit alles gedoen. Hy kry al die heerlikheid. En hierdie gebed in Nehemia 9 wys ons dat ons so geneig is tot sonde, maar God is so ryk in barmhartigheid. En daarom het die derde punt, voortdurende bekering, behoort ons lewens te kenmerk. So weer eens, daar's 'n paradoks of 'n ironie in die skrif. Gelowiges behoort altyd bly te wees en tog behoort ons oor ons sondes te treur.
En hier rou oor sondes behoort beide oor ons persoonlike sondes, sowel as oor die gesamentlike sondes van God se mense te wees. James Boyce in sy Nehemiah Learning to Lead toon die progressiewe of die progressie van denke wat uit hierdie gebed vloei. Eerstens, daar kan geen ware morele vooruitgang wees vir of 'n nasie of 'n individu sonder 'n erkenning van berou oor en 'n ware wegdraai van sonde nie. En tweedens, want daar kan geen ware sin wees van wat sonde is of 'n kennis van waarom dit sondig is sonder 'n gehoor van en reaksie op die wet van God nie. En derdens, gevolglik moet herlewing voorafgegaan word deur gesonde prediking van die hele raad van God, veral die wet van God wat ons oortree het. En dan gaan hy voort om daarop te wys dat wat hierdie mense gedoen het deur die sondes van hulle vaders te bely in vers 2, die teenoorgestelde was van wat die meeste mense vandag doen. Vandag, as mense enigstens na die sondes van hulle ouers verwys, is dit om hulle self te verskoon deur hulle ouers te blameer, eerder as om die sondes van hulle ouers wat hulle ook besoedel het te bely en daaroor te treur. So voortdurende bekering neem sonde ernstig op en dit neem enige en al die nodige stappe om daarvan te breek. Want ware bekering aanvaar verantwoordelikheid vir sonde en blameer nie vir God nie. Soos hulle in vers 33 gebid het, maar U is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want U het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En dan eindig die hoofstuk op wat dalk soos 'n somber noot lyk, met die melding van die groot benoudheid van die nasie. Maar soos Kindler verwys in sy boek, sê die groot benoudheid wat die gebed beëindig, is 'n teken van lewe en van 'n visie wat nie maklik prysgegee is nie. Dis sien omdat God so ryk is in barmhartigheid teenoor sondaars, moet ons, wanneer sy woord ons van sonde oortuig en of die sondes van ons nasie of ons vaders openbaar, moet ons voor hom in berou en 'n beroep doen op sy groot medelee en genade. En ek wil afsluit. Dit is my gebed dat God hierdie boodskap genadiglik sal gebruik in die lig van die berugte viering wat binnekort kom van die wettige babamoord in Amerika, om sommige deur voortdurende korporatiewe bekering aan te spoor om betrokke te raak by die pro-lewe beweging. En ek weet nie almal sal so gelei word nie, maar net 'n paar kan 'n groot verskil maak. Dit moenie net vroue wees nie, maar ook mans wat beweeg word deur medelee vir ongebore kinders en medelee vir misleide, verwarde, selfgesentreerde swanger vroue, om betrokke te raak sodat God verheerlik kan word deur die goeie dade van sy mense. En ek bid ook dat as iemand hier oorweldig word deur skuldgevoelens as gevolg van jou sondes, insluitende miskien die sonde van abortus, dat jy sal besef dat God oorvloedig is in barmhartigheid teenoor sondaars en dat sy groot liefde jou na die kruis van Christus sal trek vir vergifnis en toevlug. En ek bid dat ons almal wat God se genade gesmaak het, ons sal verheerlik deur voortdurende bekering en toenemende Godvrug in ons daaglikse lewens. Amen. Kom ons maak die oortoe. Here, dankie dat U ons hier so duidelik wys dat voortdurende bekering noodsaaklik is, Here, maar dat dit vooraf gegaan moet word van die kennis van wie U is, wie ons is, en ons doen daai kennis op deur kennis van U wet, deur te sien hoe ons dit oortree het, hoe ons voorouers, ons vaders en ons volk dit oortree het. Here, en dat ons daaroor sal ween, dit sal bely, en ons voortdurend daarvan sal bekeer. Ons vra in Jesus naam, dat U ons daarin sal lei, Here. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het tot hier. Mag hierdie vanmôre vir julle ook 'n boodskap tot herlewing wees. 'n Boodskap wees waar julle sal teruggaan, dat julle hierdie boodskap, hierdie hoofstuk weer sal bestudeer en dat julle dit as 'n spieël sal beskou om na julleself te kyk, na julle eie lewens.
en die lewens van julle nasie en van julle voorvaders, en dat julle die sondes sal bely, dat julle berou sal hê daaroor, en dat julle julleself voortdurend daarvan sal bekeer. Mag julle wonderlike Christusgevolle dag en 'n Christusgevolle week beleef, en mag die Here gee dat, as dit sy wil is, ons volgende Sondag weer by mekaar sal kom rondom sy woord, om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.